Hallo Word Collective en vriende. Welkom by video nommer 17 oor die onderwerp die doop van gelowiges. Ons is tans besig met 'n reeks video's oor disippelskap, terwyl ons deur die fondasie van geloof werk. Dankie dat jy deel is van hierdie reis. Ek bid dat jy jou hart sal oopmaak om die seën van die Here te ontvang. In video 16 het ek gedeel oor die terugkeer na die Vader. Ons het gefokus op die gelykenis van die verlore seun en gesien hoe hy na sy Vader terugkeer, net soos ons na ons hemelse Vader moet terugkeer. Ons het ook die laaste vers voor die gelykenis van die verlore seun gelees, Lukas 15 vers 10. So sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Hierdie blydskap is omdat een sondaar teruggekeer het na die Vader. Onthou ook die belangrike stelling uit video 16, die vloek oor jou lewe is gebreek. Jy is vrygemaak in Christus. Vandag gesels ons oor die onderwerp, die doop van gelowiges. Jesus het beklemtoon dat gelowiges gedoop moet word as 'n teken voor getuies dat hulle sterf aan self wanneer hulle onder die water ingaan en opstaan in Christus as 'n nuwe skepping. Markus 16 vers 16 stel dit so: Hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. Wat beteken hierdie doop van gelowiges waarna ons verwys? Die Bybelse doop is 'n doop van gelowiges. Dit beteken dat dit 'n persoon is wat oud genoeg is om die aksie van die doop en die geestelike impak daarvan te verstaan. Nommer 2, dit begin met 'n hart wat na die Vader gedraai is. 'n Gelowige is iemand wat Jesus Christus as Here en Verlosser aangeneem het, wat beteken dat jy wedergebore is in die familie van God. Nommer 3, die doop vind plaas deur onderdompeling in water. Die Griekse woord vir doop, baptismo, beteken onderdompeling. Vir my is die doop van gelowiges iets persoonliks en 'n teken vir jouself. Dit herinner jou daaraan dat jy die besluit geneem het om aan jou eie geregtigheid te sterf en deur die geregtigheid van Jesus Christus voort te leef. Ek moedig jou aan om 'n familielid of vriend as getuie by jou doop uit te nooi. Dit help jou wanneer jy twyfel in jou geloof of deur beproewing gaan, om iemand te hê wat jou kan herinner aan die geesimpak van jou waterdoop. Dis mos wat getuies doen. Ek het die datum van my waterdoop langs die datum van my wedergeboorte voor in my Bybel geskryf. Daardie bladsy was al baie kere my toevlug wanneer ek met berou voor die Vader kom oor iets wat ek sy vergifnis soek. Iets waarvoor ek nie trots is omdat ek gedoen het voor die Vader nie. Dan ons opdrag om die evangelie en die doop te verkondig. Jy en ek is geroep om die evangelie van Jesus Christus in die wêreld te verkondig, sodat mense gered kan word en wedergebore kan word. Die opdrag gaan verder deur te sê dat ons hulle moet leer en hulle die waarheid moet gee, sodat hulle die drang kan hê om in water gedoop te word, aan hulle self te sterf en op te staan as 'n nuwe skepping in Christus. Markus 16 vers 15 en 16 stel dit so. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. Ons lees ook in Matteus 28 vers 19 en 20. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, Jesus Christus self wat praat. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek, Jesus Christus, aan julle beveel het. Vers 20. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Dit bring ons tot eenheid met Jesus Christus, wat lei tot 'n lewe in eenheid met Christus. Die begeerte om in eenheid met Christus te wees, deur die persoon van Heilige Gees as jou helper, sal jou lei na die doop van gelowiges. Ek bid dat jy hierdie seën sal ervaar en dat jy aanhou groei in jou geloof en verhouding met Jesus Christus. Bid asseblief saam met my. Here God, ek bely dat ek 'n sondaar is wat 'n verlosser nodig het. Dankie Jesus vir die voltooide werk aan die kruis vir my. Ek kies om my rug te draai op my ou lewe en 'n disipel van Jesus te wees. Dankie dat U my sondes vergewe en my as U kind aanvaar. Dankie vir die krag van Heilige Gees wat my versterk om U te volg. Ek is nou 'n kind van God, weergebore in die Gees. Here,
skep in my 'n begrip en 'n liefde vir u woord. Amen. Dankie dat jy deel is van die disipelskapreeks. Maak seker dat daardie persoon waaraan die Heilige Gees jou herinner, hierdie video sien. In video nommer 18 gesels ons oor die onderwerp, die doop met die Heilige Gees. Ek seën julle, geseënde dag, totsiens.